As jy 'n pa is, jy weet waarvan ek nou praat. Al is jou kinders hoe groot of hoe oud, jy as pa wil altyd alles vir hulle gee en doen, sodat dit net met hulle moet goed gaan. Is die paans wat hulle kan vereenselwig met my vanoggend. Jy sal eerder jouself te nakom, as wat jy moet weet, hulle word te nagekom. Het jy geweet, dis hoe God as Vader oor ons ook voel. Ons het 'n wanpersepsie van wie ons dink God is. Is dit nie fantasties om so God te ken nie? Ek gaan nie skryf. God as Vader het ons alles geskenk, gegee as 'n geskenk, wat tot lewe lei. Dis hoekom Jesus gekom het om vir ons lewe te bring, en hierdie lewe in oorvloed. En al wat hy wil hê is, ek en jy moet net oortuig word. Ons moet net oortuig word daarvan, met ander woorde, ons moet net glo, sodat hierdie oortuiging in ons bring 'n vrug, uit 'n dimensie, uit 'n plek van rus. Dit is Abba Vader se hart vir my en vir jou. Dit is van die begin af sy hart gewees, as 'n Vader. Hy het alles vir ons kom skenk, mense. Hy het alles vir ons kom skenk wat tot hierdie lewe lei. En weet jy wat is so wonderlik? Wat is so wonderlik van dit? Dis alles op die aarde. Dis alles op die aarde. Daarom is die ewige lewe is om hom te ken. Kan ek vanoggend vra, ken jy hom? Weet jy regtig wie hy is? Kan ek vanoggend vra, is dit waar van my en van jou, ons het hierdie lewe in oorvloed? Of moet ek en jy vanoggend sê, ek beleef dit nie, ek ervaar dit nie. Rudy, dit wat jy preek in hierdie bediening, oor lewe en lewe op die aarde as ewige lewe, met 'n verheerliking van God, in 'n vleesliggaam as geopenbaar, verheerlik. Ek beleef dit nie, Rudy, ek ervaar dit nie, ek voel dit nie. Dan gaan ek vanoggend vir jou wys, hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? Want ons weet, hy is Gees. En ons weet sy Gees, as my en in my gees, wil getuienis gee. Hy wil net getuig van wie hy is, sodat ek en jy, as gees, in ons gees, as ons identiteit, die ware ek en jy, net oortuig kan word. Sodat hy kan geboorte gee, as 'n vrug. En ons kan leef uit hierdie vrug. Of ek en jy kan, soos in die begin, met die boom van kennis, van goed en kwaad, kan ek en jy, in ons vermoë, jy kan in jou vermoë probeer. Wie kan vanoggend sê dit werk nie? Wie het al probeer? En die uiteinde van dit, is dood. Dis hoekom hy uitgeroep het. Dit is volbring. En hy alles vir ons kon volbring het, sodat ons kan oortuig word van wie ons eintlik is, as net glo, sodat hy hierdie vrug in ons kan openbaar, as 'n geboorte, en ons uit hierdie vrug uit kan begin lewe, uit 'n plek van rus. Want hy wat my Vader is, het alles vir my kom doen. En ek gaan nou vir julle dit wys. Wat so belangrik is as oortuiging en glo, dat in ons gees mens, in ons identiteit, weet ons is daar jou siel,
Jou siel is jou verstaan. Jou siel is om te weet. Jou siel is jou bewus. Sodat God as Vader 'n vrug kan voortbring as sigbaar in 'n vleesliggaam. Sy tempel, sy huis, sy begeerte tot in ewigheid. Daarom sê Psalm 132 vers 13 en 14, hy het Sion begeer, om Sion te maak sy woonplek, sy begeerte, sy rusplek tot in ewigheid. En Sion beteken die hoogste vorm van suiwer bewus verstaan om te weet, my identiteit, wie is ek as uit hom gebore, as seun van God. As jy my gesien het jy my Vader gesien. Dis al wat ek en jy kan doen, en dis waarvan ek en jy oortuig moet word. Hy doen die res, as die Gees. En ek wil vandag vir jou wys, hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? Hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? Ons weet sy proses, hoe hy begin het, dat hy begin deur ons ouers. Die Bybel sê, wat uit vlees is vlees. Maar as ons kan uitkom by die waarheid, en ons besef, ons is eintlik uit hom gebore, wat uit gees is eintlik gees. Hy het ons ouers gebruik as vlees en bloed, om ons net hier te kry, ons weet dit, om net aan ons te openbaar, want ons weet ons 3 dae later, as opgewek, met die ontdekking van 'n geestelike waarheid, het ons net ontdek wie ons eintlik is as die ware. Dis al. Om te openbaar, het dit aan ons kom openbaar wie ons eintlik is. Sodat ons kan rus in hierdie oortuiging as 'n identiteit. En hy daai vrug in en deur ons kan openbaar. En dis lewe. Uit 'n plek van rus. Ek gaan vir julle sê, as ek nie hier geleef het nie, het ek lankal. As ek nie hier geleef het nie. Nou kan ek en jy sê, maar Rudy, ons kan in ons eie vermoë. Het jy geweet, as jy in jou vermoë goed doen, jy doen als in jou vermoë, en dis wilskrag, en jy probeer om nie kwaad te doen nie, het jy geweet, dis presies dieselfde boom, en jou uiteinde is, al is jy die beste en oulikste en mooiste ou Christentjie, kindjie van die Here klein en teer, al halleluja die kerk, as dit jou wilskrag en jou vermoë is, soos om heilig te wees, luister mooi, as jy in jou vermoë probeer ophou om heilig te wees, is jou uiteinde nog steeds, want dis dieselfde boom. Daar's 'n ander lewe vir ons. Daar's 'n ander plek vir ons om te lewe, 'n ander dimensie, mense. Uit 'n plek van rus. Kyk gou wat sê Titus 2 vers 14. Kyk gou wat sê Titus 2 vers 14. Jy kan vir ons opsit daarso. Kyk gou wat sê Titus 2 vers 14. Titus 2 vers 14 sê, hy wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Sê vir my, is dit jou vermoë om op te hou met ongeregtigheid, of wat hy homself gegee, om vir jou by 'n plek uit te bring van rus, sodat hy in jou 'n vrug kan bring van sy geregtigheid, want in jou eie vermoë kan jy probeer, maar een of ander tyd gaan jy moedeloos raak, en sê, maar dit werk nie vir my nie, of waar is God, en al is ek en jy hoe goed, al probeer ons hoe om nie kwaad te doen nie in ons eie vermoë, die uiteinde is nog steeds die. Kyk gou wat sê 2 Petrus 1. Sê hy's 'n goeie pa. Hy's net liefde, halleluja. Kyk wat sê 2 Petrus 1, vers 3. Vers 3 sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Sê dis 'n geskenk. Wat is alles? Alles is alles. Hy het jou alles geskenk wat tot hierdie lewe
en Gods vrug dien, deur die kennis, deur hom te ken, hy wat jou geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Met ander woorde, hy is so goed vir ons, hy het jou alles geskenk, wat tot hierdie lewe lei en hierdie godsvrug. En die enigste weg vir dit is, om hom te ken. Halleluja, halleluja, Vader, wat 'n voorreg om u te ken. Wat 'n voorreg. Daarom kyk wat het hy kom doen. Kyk wat sê Esegiel 36. Kyk wat het hy kom doen, mense. Kyk wat sê Esegiel 36. Is julle okay, John, as die kindertjies okay, oupa? Hy geval, ai, jyne oupa. Sien jy, hier's oupa alweer met kleinkinders. Oupa kan dit nie help nie. As jy oupa is dit nog erger as wat jy 'n pa is. Dis nog erger. Kyk wat kom doen God, omdat hy vir ons lief is. Esegiel 36, vers 25, hy sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Stop. Wie moet sorg om rein te wees? Jy of hy? Met ander woorde, wat beteken dit? Jy gaan nou my gebruik met Roa. Toe Roa klein is, hy probeer loop. As hy geloop het, het geval, het ek nie kwaad geword en op hom geskree, en die oupa het gehardloop en hom elke keer opgetel. En vandag hardloop hy die rugbyveld vol. Dis hoe God oor jou voel, my vriend. Behalwe, as jy nog hier is. En solank ek en jy nog hier is, gaan ons in ons vermoë probeer. En een of ander tyd gaan jy moeg raak, jy gaan God bevraagteken, en jy gaan sê, dit wat Rudy verkondig, werk nie. Hy sê, ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, van al julle drekgode sal ek julle reinig. Vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Vers 27, ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. God sê hy sal sorg dat dit so is. Nou toe hy sê hy gaan skoon water op ons giet, het hy 'n emmer gevat met water, toe gooi dit op jou, of toe hy sê hy gaan jou 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees, het hy jou ou hart uitgehaal, of wat het hy net gedoen? Want voor die grondlegging van die wêreld was jy alreeds in hom uitverkies as rein, as heilig. Dit was sy uitverkiesing. Hy het jou verordineer. Kyk sy vaderhart. Hy was van voorneme. Dit was sy wil. Met ander woorde, as God na die mens kyk vanaf die begin, vanaf jou ouers, sien God jou as rein, sien God jou met 'n nuwe hart, sien God jou met sy gees in jou om hom te openbaar as sigbaar in vlees. So waar het die fout gelê? Wat was eintlik dan die probleem? Hierdie mens het net gesukkel en gesit met 'n verwronge identiteit. En ons moet vandag uitvind, hoe het God dit gedoen? Want dis dalk die rede hoekom jy sukkel om te beleef en te ervaar sy goedheid en sy liefde. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Moet jy dit doen of het hy dit gedoen? Daarom kyk gou wat sê Romeine 6 oor dit. Romeine 6:22 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 6:22 oor dit. As ek en jy, ek kan die byskryf. Ek kan die byskryf die wet van Moses. Iets wat ons moet onderhou. Met ander woorde, toe God in die begin sê, laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, vermeerder en heers. Adam en Eva, wat gemaak is na die beeld en gelykenis, toe die duiwel by hulle kom, as 'n sekere bewusheid en vir hulle sê, maar as julle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan sal julle soos God wees. Met ander woorde, luister mooi, alles wat ek en jy moet doen, sodat ons kan wees. Hier's niks wat jy kan doen nie, behalwe om oortuig te word. En dan bring dit as jou
Ek kan nie help, ek is seun van God nie. Ek kan nie help, hy het my uitverkies nie. Maar ek kan dit geniet. Ek kan uit my oortuiging toelaat dat hy 'n vrug in my bring van net vrede. Van net lankmoedigheid. Van net sagmoedigheid. Van net vriendelikheid. Van net selfbeheersing. Of ek kan in my eie vermoë, en ek verseker jou, as ek die laaste 2 maande in my eie vermoë moes het, kan ons dit sien, hoe lief hy ons het, hoe wonderlik hy is. Kyk wat sê Romeine 6. As jy dit snap vanoggend en jy verstaan dit, kyk wat sê Romeine 6, wat gebeur dan? Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde, onthou julle verlede week, hy het mos kom, hy het self besluit om sonde te word, die verwronge identiteit, sodat ek en jy hom kan openbaar as die geregtigheid, wie en wat hy is. Dis hoe ek my sien, ek sien my soos wat God my sien, en op die pad van die geregtigheid is ons lewe, en die uiteinde is ons sterflikheid, halleluja, en dit is die ewige lewe, en dis uit 'n vrug, dis uit 'n vrug, dis nie my en jou wilskrag nie. Jy kan goed vaar, maar jou uiteinde is dieselfde boom, is die dood. Dis nogal verskriklik. Nou sê Romeine 6:22, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het. Diensbaar beteken ek gee erkenning. Ek is van mening of opinie. Diensbaar beteken ek is oortuig om te word wat hy reeds verklaar het ek is, integriteit, deugsaam, reinheid van lewe, eerlik, noukeurig in jou denke, gevoelens en optredes. Maar nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God, dis mooi, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Met ander woorde, as daar iets is wat jou boelie in jou lewe, hou op in jou vermoë, gaan in 'n dimensie, in 'n plek van rus, word oortuig, hy het dit vir jou gedoen, dit gaan 'n vrug in jou bring, en daai vrug gaan manifesteer heiligmaking. Wat is heiligmaking? Dit beteken to be set apart, dit beteken al wat geopenbaar word, as jy my sien, het jy my Vader gesien. Met ander woorde, heiligmaking is nie in my en jou vermoë nie. Ons kan probeer, ons uiteinde is nog steeds. Heiligmaking is 'n vrug, as gevolg van 'n oortuiging. Ek glo, en wat is die oortuiging? Soos wat hy is, soos ek. Jesus sê, ek en die Vader is een. Soos wat hy in hom is, en hom en hy, is hulle in my, en ek en hulle een. As jy my gesien het jy my Vader gesien. En hoe meer my siel versadig word met dit wat goed is, hoe meer en meer begin my jeug nuut word, soos die van 'n arend, omdat ek verstaan, weet, bewus, ek ken hom, halleluja. In plaas van dat ek verboureerd raak, gaan klim ek op sy skoot, en ek rus in die oortuiging van sy liefde, as seun van God, en dis al waar ek bly, dis al waar ek bly, en ek kom een van tyd agter, wow, hier's 'n ander lewe in my, hier's 'n ander energie in my, terwyl ander iets drink om energie te hê, begin my liggaam energie verwek as hy. Kyk gou wat sê vers 23, Romeine 6:23 sê, want die loon, die angel van sonde, ons weet die wet het sonde krag gegee en die loon van sonde was die dood, maar ons weet, hy het die wet volbring, hy was die laaste Adam, ons weet, hy het alles vir ons kom doen as volbring, sodat hy ons alles kon skenk wat tot hierdie lewe lei. Nou sê die woord, want die loon van sonde is die dood, maar die genadegawe, die geskenk van God is die ewige lewe. Nou moet ek jou vra, is die loon van sonde 'n geestelike dood, of is die loon van sonde fisiese dood? Fisiese dood. Nou wat is ewige lewe dan aan jou as 'n geskenk? Is dit jy moet doodgaan, dan gaan jy iewers heen, of is dit nou 'n vleesliggaam sonder dood? Want 'n testament is geldig as die testamentmaker gesterf het. Sê vir my, het jou testamentmaker gesterf? Dan is dit alles vanoggend vir jou. As jy vir my sê, Rudy, dis nie so nie, Rudy, ons moet eers doodgaan, en dan gaan ons hemel toe, dis hierna, dan verklaar jy eintlik, jy is die testamentmaker, en jy moet sterf. Nee, jou testamentmaker het gesterf. Alles wat jy vanoggend hoor, is geldig, is joune. Halleluja, ons gee maar lekker lofoffer vir dit.
Daarom gaan gou vinnig terug Esegiel toe weer, Esegiel 37. Gaan gou weer vinnig terug. Met ander woorde, ewige lewe beteken om nie dood te gaan nie, my vriend. Dis wat ewige lewe beteken. Sê vir my, ek is lief vir oefen en so aan. Sê vir my, ons is fiks, ons oefen. Sê vir my, is dit in my wilskrag? Is dit in my vermoë hoe reg ek eet, hoe ek dinge, of sê vir my, is dit net 'n vrag, 'n plek van. Dit beteken nou nie, ek is nalatig en roekeloos en onverantwoordelik. Dit beteken die vrug is reeds selfbeheersing in elke area van my lewe. Want aan die einde van dag is die einddoel van alles nou die saligheid, die versadiging van siel as die vrou. Ek kan net so wil sê, dis die Christusdenke wat die saad plant, die Christusdenke saad, die Christussaad, sodat in die vrou 'n geboorte kan plaasvind as Christus geopenbaar in vlees. Paulus het dit genoem 'n hoop van die heerlikheid, maar ons kan nie bly by 'n hoop nie, mense. Ons moet uitkom by die ware manifestasie as die verheerliking, ek en jy. En ek vertel vanoggend vir jou, en ek gaan vanoggend vir jou wys hoekom beleef ons dit nie. Ek gaan vanoggend vir jou vertel, hoekom is dit as mense, besoekers, as jy besoekers kom, gaan hulle sê, jette, die goed wat jy sê maak sin, wow, dis fantasties. Maar jy sien dit nooit weer nie. Wat weerhou? Jy gaan vanoggend uitvind, wat weerhou jou? Wat keer jou? As hierdie vrag. Ons gaan nou uitvind by dit. Kyk gou wat sê Esegiel 37 gou weer. Esegiel 37 vers 14 sê, en julle sal weet dat ek die Here, ek gaan verder, ek gou lees, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom om my volk. Vers 14, ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, ek sal julle vestig in julle liggaam, in die tempel, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, want dit is sy huis, dit is sy tempel, hy woon nie meer in 'n ander huis, met hande gemaak, ons is die openbaarmaking as hy, en God sê, hy wil ons vestig in ons land, jou hart is die land, Markus 4, die gelykenis van die saaier, die saad wat ons plant, gaan afhang van, is dit die Christusbewustheid, identiteit, of leef ons nog 'n vyfsintuig denke, omstandighede en situasies. Die een is dood en die een is lewe. Halleluja. Rudy, hoe kry jy dit reg om nie toe te laat dat die wêreldse strukture jou beïnvloed of definieer nie? Die enigste manier hoe ek dit reg kry is om te weet, soos wat ek weet, by identiteit wie ek is as die seun van God, uit God gebore. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En hierdie openbaring as uit liefde weerhou my van enige definiering of insette of insprake van 'n wêreldstruktuur as my vyfsintuig denke. Daarom bewaak ek my hart, ek bewaak my saailand, meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie land, uit jou eie hart, is die oorspronge en die issues van jou lewe. Kan ek iets radikaal sê? Hy het dit volbring, hy het dit klaar vir jou gegee. Ek en jy is nou die verlosser van jou eie liggaam. Dit hang van my en van jou af wie jy ken. Hy het dit klaar volbring. Jou erfenis is geldig, dit gaan van jou afhang. Wat is jou, wie definieer jou? Is dit in jou vermoë, of is dit 'n plek van rus, dis sy vermoë? Halleluja, wat 'n plek om te wees. Nou sê, ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en julle vestig in jou liggaam, in die land is jou hart, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. En kyk hoe doen hy dit. Kyk wat sê Romeine 8. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11. Kyk hoekom doen hy dit. Romeine 8 vers 11. Halleluja, hy is fantasties. Hy is fantasties, mense. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11. Vers 11 sê, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Sê vir my, dit alles, is dit om jou te kom haal, om jou dood te maak, om jou iewers te kry, of is dit om wat vleeslik is,
wat nog hier is, lewend te maak. Waar? Op die aarde, as ewige lewe, dis 'n geskenk aan jou, en geen dood. En dis klaar joune. Waar is dit alles? In jou. Hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? Ons kom al hoe nader. Sê ons kom al hoe nader. Kyk wat sê vers 16. Vers 16, Romeine 8 vers 16 sê, help hierdie skrifte vir julle, sy wees fancy nie. Kom skief wel 'n bietjie 'n lekker hande klap. Ou Richard, ek weet nie waar is Richard nie. Is Richard vandag hier so julle? O, hier sit hy. Hy moet daar sit met 'n ontbyt. Hoor jy wat sê Romeine 8 vers 16? Kyk nou God se liefde. Vers 16 sê, die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons seuns van God is. Die Aramees, die oorspronklike, sê nie die Gees getuig saam met jou gees nie. Die Aramees sê, kyk op die bord, hoe mooi is dit, die Gees getuig met jou gees. Die Gees getuig met jou gees. Jy is seun. Dis jou identiteit. Dis wie jy is. Sodat vers 17, en as ons, sê saam met my, en as ons. Met ander woorde, die Gees kan met my gees getuig, en ek weet, soos wat ek weet, ek is seun, ons raak al hoe nader, hoekom dit nie vir jou werk nie. Of die Gees kan met jou gees getuig en getuig en getuig, totdat jy 'n dimensie sal bereik dat, as ek die oortuiging het, as identiteit, in my situasie, in my omstandighede, weet jy wat, ek is seun van God. Ek gaan nie toelaat dat iets my definieer, buite die raamwerk, buite my, as 'n 5-sintuig wêreld nie, ek rus in hierdie oortuiging as integriteit, en hy laat die vrug in deur my openbaar, as sy lewe. En as ek, via sy gees, in my gees oortuig, dan sal siel al hoe meer versadig, siel sal al hoe meer verstaan, weet, bewus, en vlees, liggaam, sal al hoe meer sigbaar word, die verheerliking, Christus, jy. Sê as ons. Nou is die vraag, hoe getuig die Gees met jou gees? En hier kom die sleutel, wat ek vandag wil inbring, wat ons nie geweet het nie, en dit het gemaak, dat ons verklarings maak, dit werk nie vir ons nie. Kyk wat sê Romeine 9. Kyk wat sê Romeine 9. Romeine 9 vers 1. Paulus sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. Hier kom dit. My gewete getuig saam met die Heilige Gees. So, hoe getuig die Gees met jou gees? Saam met jou gewete. So as hier 'n besoeker kom sit, en die persoon sê, wow, dit is waarheid, dit maak so sin, maar die persoon kom nie tot oortuiging nie, wat weerhou daardie persoon, dat hierdie wow, hierdie waarheid sal sigbaar word as 'n oortuiging? Daai persoon se eie, of jy sit vanoggend hier, en jy halleluja, en prys die Here, en God is goed, maar jy beleef dit nie in jou lewe nie. Wat weerhou jou? Lê die fout by God? Is ons nie besig met waarheid nie? Raai wat weerhou ons? Raai wat het vir Rudy weerhou van hierdie plek van rus met 'n vrug? Rudy se eie gewete. Want die Gees getuig saam met jou gewete, met jou gees, wie jy is as identiteit seun, en as jy oortuig, glo, weet, verstaan, ek
'n seun van God, halleluja, want siel die vrou onderwerp haar aan die man, die Christus, sal al hoe meer die vrug, en die vrug, en die heerlikheid, en die lewe, geopenbaar word, Christus verheerlik in vlees. As jy hier begin leef, dan begin wêreldse goed, dit wat mense gebruik as lewe, nie meer vir jou waarde het, nie meer belangrik raak nie, al wat belangrik is 'n plek van rus as oortuiging. Ek en my Vader is een. Ek en u en my, ons en julle en julle en ons en julle en ons. Daar's net een. Daar's net een nuwe mens, in een nuwe liggaam. Die ware jy soos dit nog altyd was. Halleluja. Ek gaan teen die einde vir julle vertel wat is jou gewete. Kyk gou wat sê 1 Petrus 3. 1 Petrus 3:21. Ek het die boodskap vanoggend baie korter gemaak. Ek probeer korter preek, maar dis moeilik, want ek bring vir jou lewe. Kyk wat sê 1 Petrus 1. 1 Petrus 3. Nie 1 Petrus 1 nie, 1 Petrus 3:21. Vers 21 sê, waarvan die teebeeld, die doop, ons ook nou red, sê daar is 'n doop. Maar dis nie, ek gaan hier skryf, daar is 'n doop. Maar dis nie 'n waterdoop nie. Daar's 'n doop, daar was 'n doping. Dit was nie in water nie. Luister mooi hoekom. 1 Petrus 3 vers 21. Waarvan die teebeeld die doop ons ook red, nie as aflegging van die vuilheid van vlees nie. Kan ek vir jou sê, jou vlees was nog nooit vuil nie. Jou vlees liggaam was al die tyd nog heilig, perfek, volkome volgens God. Al wat dit beïnvloed het, dat jy gedink het jy's 'n sondaar, jy's uit stof, hierdie vleisboks beteken niks nie, was as gevolg van 'n verwronge identiteit, omdat jy in jou vermoë onder 'n wet jou probeer regverdig. Dis die enigste rede. Jou gees, siel, liggaam is perfek volkome soos dit was van die begin af. En jy het so in die wêreld ingekom, totdat jy deur jou ouers in kerke en preekstoele gehoor het, hoe sleg jy is, hoe sondaar jy is. Jy's mos in sonde ontvang en gebore, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. As jy dit nog glo, gaan jou gewete seker maak, jy gaan dit nie ervaar of beleef nie. Jy sê, dit is mooi. Nou sê 1 Petrus 3:21, waarvan die teebeeld die doop ons ook nou red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus te verkry. Kyk op die bord. Kyk op die bord. Toe jy saam hom opgewek word as 'n geestelike waarheid, die ware jy, het hy skoon water op jou gegiet. Hy het jou 'n ander hart gegee en 'n ander gees. Hoe het hy dit gedoen? Deur jou op te wek met 'n skoon en rein gewete. So wat het alles beïnvloed? Toe Adam en Eva hulle hand uitsteek en hulle vat en hulle eet van die boom van goed en kwaad, toe ontdek hulle is naak. Maar voor dit was hulle ook naak, dis hoe God hulle geskaap het. Sê vir my, het daar iets in hulle liggame verander na dit? Het enigiets met God se verhouding en God se liefde vir hulle verander? Wat het verander dat hulle gemaak het, dat hulle weggekruip het en gevlug het? Wat het gemaak dat hulle gevoel en gesien het, hulle is naak, hulle is nie goed genoeg nie? Hulle eie. So al wat God kom doen het, as opgewek, as wedergebore, hy het jou kom was met skoon water, 'n rein hart, 'n gees, 'n nuwe gees, soos hy sê, jou gewete. Sodat jy al hoe meer oortuig kan word, sodat gewete, saam met gees in gees kan getuig, die ware jy's identiteit, sodat jy kan weet, verstaan, bewus, sodat vlees, liggaam, die tempel sê, jehoe, hier is die lewe. Halleluja.
Is dit nie mooi nie? Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 9. Kyk wat het kom doen. Kyk gou wat sê Hebreërs 9, vers 14. Kyk sy liefde vir die mens. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees, sê saam met my die ewige Gees. Die Gees het dit gedoen aan God, sonder smet geoffer het. Hoe? Julle gewete te reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Die Gees het jou kom vernuwe. Hoe het hy dit gedoen? Hy het jou gewete kom was. Van dooie werke. Wat is dooie werke? Dooie werke is alles wat ek en jy in ons vermoë doen om te lewe. Dooie werke beteken my optredes en vermoë sonder die lewe van die Gees. Die uiteinde is die. Hoekom was dit so belangrik vir God? Kyk wat sê 1 Korintiërs 12 geoor dit. Hoekom was dit vir God so belangrik? 1 Korintiërs 12. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 12 oor dit. Vers 12, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Luister mooi, want ons is almal deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood, Griek, slaaf, vrymanne is, ons is almal van een Gees deurdronge. So wat was die opstanding? Die opstanding was ook 'n doping. Jy's gedoop, nie in water nie, jy's gedoop deur die Gees, deurdronge, as die vleesliggaam, as die Christus. Geopenbaar in vlees. Dis jou doping, waarmee jy gedoop is. Sodat die Gees saam met gewete tot jou identiteit kan getuig. Met ander woorde, wanneer situasies, omstandighede gebeur, al wat ek doen is, ek laat Heilige Gees net tuis voel in my. Laat Heilige Gees dit tuis voel. En Heilige Gees en die oortuiging van my geloof, my oortuiging van wie ek is as seun, gee saam getuienis in my identiteit. Oh, I love you. Ek is seun van God, halleluja. Ek rus in hierdie integriteit en oortuiging. En al wat 'n vrug is, al wat ek beleef, al wat ek ervaar. 'n vrede. Of jy kan planne maak. Ons maak mos baie planne. Ons gryp ons na baie grashalms. Jou uiteinde, ons uiteinde. Halleluja. Met ander woorde, as God nou na jou kyk, hoe sien God jou? Heilig, onberispelik, sonder gebrek, gees, siel, gewete, liggaam. Kom net uit by waarheid, want jy sal waarheid ken, en waarheid wat geken word, is om hom te ken, en dit bring 'n vryheid wat jy geniet. So wat weerhou jou, tot op datum van alles wat reeds waar is van jou? Jou eie gewete. Kyk wat sê vers 27, 1 Korintiërs 12, 27 sê, julle is die liggaam van Christus, en lede afsonderlik. Kyk gou op die bord. Ou Paulus het gepraat van 'n hoop van die heerlikheid Christus in ons. Wat het Paulus weerhou dat dit nie gemanifesteer het as Christus verheerlik nie? Hoekom was dit vir Paulus 'n hoop? Dit was vir Paulus 'n hoop, want Paulus se eie gewete het nie toegelaat dat dit 'n realiteit, 'n waarheid word nie. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Die enigste rede hoekom ek en jy die heerlikheid op die aarde, wat die aarde sal bedek, soos die waters, die seebodem, wat vir Paulus 'n hoop van Christus in jou is, die enigste rede hoekom jy daai Christus verheerliking nie nou sal beleef, ervaar nie, is nie omdat God dit nog moet doen nie, is nie omdat Rudy nie waarheid verkondig nie, is omdat jou eie gewete jou weerhou van dit. En die rede hoekom jou gewete jou weerhou, in jou as glo, as 'n oortuiging, is jy nie oortuig jou identiteit is, jy is seun van God nie. Jy leef nog uit jou 5 sintuig denke en omstandighede, situasies, die wêreld, mense, definieer jou, beïnvloed jou, en jy wonder wie jy is. Jy voel soos 'n ou sondaar, jy voel jy's goed genoeg nie, jy sê hierdie goed werk nie, waar is God? Die probleem is wat jou dit laat sê is, jou eie. Kyk wat sê Titus 3. Is dit nie mooi nie?
Ek bring vir julle goeie nuus. Kyk wat sê Titus 3. Titus 3 vers 4. Dis die mense, dis 'n deurbraak. Mag dit vir jou 'n deurbraak wees vanoggend. En ek gaan afsluit dit te vertel, wat is jou gewete en hoe? Paulus sê, jy hoef nie toe te gaan nie. Paulus sê in Handelinge 24 vers 6, en sê Paulus, ek beoefen my voor God en mense om 'n goeie gewete te hê. Hoe meer ek en jy dit beoefen, hoe meer en meer gaan ons dit beleef, ervaar. Halleluja. Daarom is liefde die enigste krag. Geen veroordeling. In Christus is geen veroordeling. Wat bring veroordeling? En veroordeling is die vrug van die dood. Kyk wat sê Titus 3. Titus 3 vers 4. Maar toe die goedertierenheid, sê die goedheid, van God ons verlosser en sy liefde, sê liefde, tot die mens verskyn. My vriend en my vriendin, as jy nog hier is, en die oortuiging is God slaan jou, God straf, jy moet eendag rekenskap gee, jy probeer in jou eie vermoë om heilig te wees, kan Rudy, tot hy blou word vir jou, die goeie nuus verkondig en vertel, jou eie gewete gaan jou nie toelaat om oortuig te word nie. So moenie vir my kwaad word en sê ek praat strooi nie, of verkondig strooi nie. Vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het, jy sê, jy kom het weer. Jy het niks met dit te doen, jy kan niks doen vir dit, nie behalwe om te glo. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Hier kom dit, deur die bad van wedergeboorte. Wat was die bad van wedergeboorte? Wat was hierdie doop? Ons is almal van dieselfde gees, deurdronge, gedoop in een liggaam. Daar is nie meer 'n Jood nie, daar is nie meer 'n Griek nie, daar is nie meer 'n slaaf nie, almal is een in Christus, een nuwe mens in een liggaam, die liggaam van Christus. En deur die vernuwing, sê die vernuwing deur die Heilige Gees. Wat beteken dit die vernuwing deur die Heilige Gees? Want toe jy saam met hom opgewek word, toe is jy reeds klaar, verheerlik. Sodat die Heilige Gees saam met jou gewete getuienis gee tot jou gees, as die ware jy, sodat siel oortuig word, versadig, sodat vlees kan herleef. Die Christus geopenbaar, die verheerliking. Wat beteken dit vir my en vir jou? Kyk wat sê Romeine 1. Hier is 'n groot stelling. Hierdie is mooi, wat jy nou gaan hoor. Ek is verlief op dit wat ek nou vir jou gaan sê. Kyk wat sê Romeine 1. Vers 3. Hoe het die Gees ons vernuwe? Hoe het die Gees 'n bloedoffer gebring, nie as 'n offer met iets wat gedood moes word nie, maar as 'n simbool van die ware, die nuwe. Hoe die Gees het gedoen. Kyk wat sê Romeine 1 vers 3. Aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid. Ek kan net so wil sê, aangaande Rudy, wat gebore is uit die vlees, uit die geslag van die Rose, die stamboom, oom Dolf en tannie Gerrie Roos. Maar kyk wat het gebeur na dit, kyk wat het toe gebeur. Vers 4, en na die Gees van heiligheid, met krag verklaar is, as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onze Here. Met ander woorde, kyk op die bord. In Rudy se verwronge identiteit was Rudy se stamboom, ek is oom Dolf se seun, en al oom Dolf se gene is my gene. Jy gaan ons dokter toe en vra hulle vir hom, het oupa kanker gehad, of het oupa cholesterol gehad, sê strooi. Sê dit was strooi, sê dit strooi. Sê dit is 'n verwronge identiteit. Maar met die opstanding, deur hierdie doopbad, met 'n redding as 'n vernuwing, 'n gewete geheilig en gerein, is ek nou nie meer Rudy Roos nie. Ek is nou opgewek as Rudy, die Christus Roos.
Want my vleesliggaam is sy liggaam. En gewete, laat dit nou toe. Wat 'n plek om te wees. Wat 'n plek om te lewe. So wie is jy? Ons het woensdag aand vir Chris, ek het skielik in die bloute vir Chris gevra, Chris, wie is jy? Toe skrik hy so groot, gelukkig is sy naam Chris. Toe sê hy, Chris, toe sien hy, toe sê hy tis. Hy is nie Christus nie, hy is Christus. So dis naby genoeg vir my. Luister dag van die werkbediening, jy sal moet oortuig word as glo. Dis wie jy is, sodat jou gewete saam kan getuig. Dis jou identiteit. As dit nie so is nie, is ons uiteinde dood. Daarom kyk wat sê 1 Timoteus 1. 1 Timoteus 1. Sê wie bly ek mooi in volgorde. Ek help jou nie. Yes, ek probeer in volgorde bly hier. Die ding hou my nogal. Sit my halter aan, hou my so 'n bietjie vas. Kyk gou wat sê 1 Timoteus 1 vers 5. Kyk wat is dit alles. 1 Timoteus 1 vers 5 sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Wat is 'n rein hart? Is 'n onskuld. Kyk op die bord. 'n Rein hart beteken ek meng nie die wet en genade nie. Ek meng nie dit en dit nie. 'n Rein hart beteken alwaarvan dit oortuig is. Dit is ek. Kyk, as dit goed gaan, halleluja, dan sê almal dis wie ons is. En as die moeilikheid kom en die situasies kom, dan neig ons en dan probeer ons in ons vermoë. En dan word ons kwaad, waar is die Here? Rudy, dit werk nie. Hoekom werk dit nie vir jou nie? Jou gewete laat jou dit nie werk nie. Want in jou is nie die oortuiging van die ware wie jy is nie. Jy twyfel soms en jy wonder wie is jy? En jy ken nie vir God nie. As jou vader nie. Sê vir my, wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan situasies, omstandighede aan my doen? Wat gee my hierdie boldness? 'n Oortuiging. En as jy 'n probleem met my het, gaan praat met my pa. Gaan vra hom. Gaan vra my vader. Ek kan nie help. Ek is sy seun nie. Soos Roan my seun nie kan help as 'n roos nie. Kan ek nie help uit die gees gebore. Ek is die seun van God. Ons gee hom nog 'n lekker lofoffer eers vir dit. Met ander woorde, 'n rein hart beteken onskuld. Dit beteken ek meng nie die wet en genade. Een oomblik doen ek in my vermoë en die volgende oomblik roep ek uit, maar waar is God nie? Nee, dis net God. Sê saam met my, dis net God. Hy is my lewe. Daarom sê, jy hoef nie te gaan nie, daarom sê Kolossense 3 vers 4, wanneer hierdie Christus wat jou lewe is en jou gewete gaan seker maak, wanneer Christus wat jou lewe is geopenbaar word, word jy as Christus in die heerlikheid geopenbaar. Jou gewete gaan seker maak, of het so is of nie so is nie. So ons kan voor mekaar, halleluja, maar jy weet, jou gewete weet en God weet. Halleluja, halleluja. Kyk wat sê vers 19. 1 Timoteus 1 vers 19 sê, en hulle wat aan die geloof en goeie gewete vashou, sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofskipbreek gelei. Ek soek jou aandag. Hoekom lei ons skipbreek aan die oortuiging as geloof? Nie omdat dit nie werk nie, omdat jou gewete nie vir jou toelaat dat dit werk nie. Want in jou diepste wese as mens wees, is daar nog steeds 'n oortuiging van, wie ek is maar net 'n ou sondaar, wie dit werk nie vir my nie, wie ek is nie goed genoeg nie, ek wonder waar is God, ons uiteinde. Chanel, as jy kyk met Darling, as jy my soos dan kyk my aan soos 'n klein gaansie wat weerlig gesien het. Sê 'n klein gaansie. Daarom kyk wat sê Romeine 2, ek is amper klaar. Kyk wat sê Romeine 2. Kyk gou wat sê Romeine 2 gehoor dit. Ontvang ons iets, kan jy dit sien? Is dit nie fantasties nie? Toe God rein water op ons giet, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, het hy net jou gewete kom.
Halleluja. Sodat jy kan oortuig word. En daai oortuiging as glo gemaak dat die Gees saam met gewete met jou gees gaan getuig. Dis wie jy is, in die identiteit, dis wie jy is. En hoe meer jy daai oortuiging het, hoe meer gaan siel, hoe meer gaan die vrou sê, "Jeehoe!" En hoe meer gaan liggaam sê, "Hier is die Christus." Prys die Here vir dit. Prys die Here vir dit. Kyk wat sê Romeine 2. Romeine 2 vers 15 sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. Sê vir my, wanneer jy iets doen, wanneer jy vir iemand gaan bid wat siek is, en terwyl jy vir die persoon bid, dink jy in jou gedagtes, ag, ek bors nie ek almal se tyd, want weet julle wat het ek vanoggend gedoen? Wat gee jy daai oortuiging van 'n gedagte wat jou beskuldig, sê jou gewete? Want in jou as die oortuiging as glo jy nie, jy's heilig, jy's onberispelik, jy's die seun van God nie. Wat beteken as jou gedagtes jou verontskuldig? Dit beteken manne en manninne. As jy my gesien het jy my Vader gesien. Ek rus in hierdie oortuiging. En nou geniet ek 'n vrede. Jesus, lekker om te lewe. As mense na jou omstandighede kyk, as mense so 'n bietjie na jou omstandighede moet kyk uit 'n wêreldse perspektief, gaan hulle vra, "Ja, het daai ou iets gerook of iets gedrink, hoe kry jy dit reg?" Ek kry dit reg hier. Ek leef die vrug. Hy het dit namens my en vir my kom reg kry, as dit is volbring. En al wat ek beleef is lewe. Hoe kry ek die oortuiging? Kyk wat sê vers 4, kyk wat sê Romeine 2 vers 4. Vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Hey, as jy hier is, dan sê hulle, God gebruik situasies, God gebruik omstandighede, God gebruik siekte om jou tot bekering te lei. Jy weet nie wie is God nie. Jou gewete gaan seker maak dat jy nie weet wie is God nie. My Vader is net goed. My Vader is net liefde. My Vader is net fantasties. En daai oortuiging maak dat die gewete, my gewete saam getuienis gee met my gees, en ek beleef iets in my vlees liggaam as sy tempel, as sy woning. Hy begin homself al hoe meer in en deur my openbaar as sy rusplek. Ek sien hoe sit hy op die tafel van my hart met sy hande agter sy kop en sy voete op 'n rusbank en geniet my. En ek geniet hom. Is dit hoe jy hom sien? Daarom kyk wat sê Johannes 5 geoor dit. Kyk wat sê Johannes 5. Ons sê mos God straf. Ons sê mos jy gaan eendag voor God se troon staan en gaan jy rekenskap gee, wit troon, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie en jy sal ook nie verstaan wat ek gesê het nie, want jou gewete gaan dit nie toelaat nie. Kyk wat sê Romeine, kyk wat sê Johannes 5. Johannes 5:45. Jesus sê moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar's een wat julle beskuldig, Moses op wie julle gehoop het. Ek soek almal se aandag. As jy onder die wet is, as jy nog hier is, gaan jou eie gewete, jou eie gedagtes jou beskuldig en skuldig verklaar as veroordeling. En jy gaan nie weet wie is Abba Vader nie. So die enigste beskuldiging as 'n veroordeling, jy is nie goed genoeg nie, of jy wonder wat het jy verkeerd gedoen, is jou eie gedagtes as gevolg van jou gewete, as gevolg van 'n oortuiging, omdat jy nie weet wie God is nie. Daarom is hierdie ewige lewe om hom te ken. En hy is net liefde. En in hierdie liefde is geen vrees nie, want vrees sluit straf in, en hy wat straf het nog nie volmaak geword in die liefde nie. 1 Johannes 4, vers 18, 17, 18. So ek stel hom weer voor opnuut aan julle. Halleluja, is dit nie mooi nie? Daarom, wat is die rol van hierdie gees dan? Wat is die rol van die Heilige Gees, wat saam met jou gewete wil getuig met jou gees? Kyk gou wat sê Johannes 16. Kyk gou wat sê Johannes 16. Ons is amper klaar. Dan gaan ek jou vertel, wat is jou gewete en wat doen hy? Die Engels praat van jou conscience. Kyk wat sê Johannes 16. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat is die hele waarheid? God is net liefde. God het jou alles geskenk wat tot hierdie lewe lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle
verkondig. Hy sal nie uit homself spreek nie, want jou gewete moet saam met hom getuienis gee. Hoekom vir dit alles? Kyk wat sê vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en dan julle verkondig. Wat beteken dit, hy sal my verheerlik? Dit beteken, as ek en jy hier gaan begin leef as oortuiging, en die gees en my gewete gee saam getuienis aan my gees, dan word die Christus in my verheerlik. Met ander woorde, as daar 'n situasie is, as daar omstandighede is, het ek en jy een van twee dinge. Ons kan in ons eie vermoë, uit 'n wettiese denkwyse hier probeer, goed doen, maar een of ander tyd gaan jou eie gedagtes via jou gewete jou beskuldig. Of ek en jy kan hier begin lewe, en as daar 'n situasie en omstandighede is, ek rus net in die oortuiging, in die integriteit van wie ek is, as my identiteit en die gees en my gewete gee saam getuienis, ek beleef net 'n vrede, en nou word die Heilige Gees toegelaat om die Christus in my te verheerlik. Nou word Romeine 8 vers 11 waar. Dieselfde gees wat hom opgewek het, wat in my is daar om my liggaam lewend te maak. Dis wat dit gebeur. Dis wanneer dit gebeur. Wil ek dit herhaal of verstaan ons dit? Met ander woorde, is die tragedie. As ons gaan glo soos 90% van ons kindertjies van die Here in die kerk glo, jy moet doodgaan om dan hemel toe te gaan en dan is dit daar. Dan sal die Christus, die Heilige Gees, sal nooit jou in die hele waarheid kan lei as hy moet in en deur jou verheerlik word nie. Hoe hartseer en hoe tragies. En jy gaan nie dood omdat God jou kom haal nie. Jou eie gewete sal seker maak, een of ander tyd. Luister vir my mooi. Jou eie gewete sal seker maak, een of ander tyd. O, Here, jy moet ons help. Met waarheid. Hy sal julle lei in die hele waarheid. Want wanneer daar situasies, omstandighede is, sal jou identiteit bepaal. Christus in jou word verheerlik. Halleluja. Halleluja. Nou, wat is die funksie van jou gewete? Jou gewete is jou medewete. Dis om kennis te deel. Dis iemand wat saam met jou weet. Dit verwys na daardie deel van jou gedagtes of jou sielbewustheid, wat die motief agter jou dade en woorde weet. Dit is net jy en God as gevolg van dit wat jy van jouself en van God glo as identiteit wat jou vryheid gee as rus as gevolg van 'n oortuiging. Al wat jou gewete doen is om jou te laat weet dat jou optrede harmoniseer met dit wat jy glo volgens jou geloofsoortuiging. Met ander woorde, toe ek kwaad raak en ek verloor my meer en ek reageer, laat gewete dit by my duidelik, laat gewete dit vir my duidelik maak. Dit wat jy nou gedoen het, Rudy, pas nie by jou nie. Dis nie wie jy is nie, sien. En ek kon dadelik my bekeer. My aandag verander van my situasie af, op my vader, op sy skoot klim, en gewete sê, nou kan ek in gees, met Rudy se gees as identiteit getuig. En siel sê, ek het 'n vrede. Die vrou sê, ek het net 'n vrede. En liggaam sê, ek wil omval hierso. En liggaam sê, wow. Lewe. As jy onder die wet is en jy's nog hier, en jy het iets verkeerds gedoen, dan sal gewete seker maak, gedagtes sê, ja, jou vark, jy wil mos, jy het mos al 110.000 keer gesê, ek is jammer, ek sal weer probeer, jy sal probeer in jou eie vermoë, tot hulle sê die dag, jy was 'n goeie man en 'n goeie vrou. Met ander woorde, as jy sit met 'n situasie wat nie by jou pas nie, is die enigste manier, want dit is 'n vrug, heiligmaking is 'n vrug, om toe te laat dat hy jou bedien. Die ware jy's identiteit, en al hoe meer en meer gaan jy agterkom, my goeiste, die dinge begin my los. Want dis die lewe. Dis die lewe. Kyk wat sê Titus 1 vers 15. Ek bring goeie nuus. Titus 1 vers 15. Vers 15 sê, alle dinge is rein vir die reines. Met ander woorde, as ek hier begin lewe, sien ek niks wat verkeerd is eintlik meer. Ek kan nie iets sien as verkeerd nie, want ek kan nie meer onderskei goed en kwaad nie. Ek wil eerder toelaat dat liefde dit oorweldig. Ek wil net 'n vrede beleef. Soos Jesus. Dis hoekom die sondaars so lief was vir Jesus.
Hy het nooit vir jou gesê wat jy gedoen het of verkeerd doen nie, want as jy hier is dit jou gedrag, jou optredes, wat jou identiteit bepaal. As jy hier is dit die ware jy as identiteit wat jou bepaling is en nie jou gedrag en optredes nie, want hoe meer en meer jy hier begin leef, gaan dit in jou vrug word en jou optredes en gedrag gaan verander. Hoe meer jy hier probeer jou gedrag en optredes verander, hoe meer en meer gaan gewete sê, hoe meer en meer gaan gedagtes sê, ja jou vader, dis 1 vers 15 sê, alle dinge is rein. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeles ongelowiges, egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete is besoedel. Wat beteken dit? Jou gewete is besoedel, jou verstand is besoedel, dit beteken jy meng die twee. Een dag is die Here goed, die volgende dag is dit jou vermoë onder die wet. 'n besoedelde gewete, jy meng genade en die wet. Jy meng waarheid en nie waarheid nie. Daarom, Heilige Gees lei jou in die hele waarheid. Swak of besoedelde gewete is om te bid en te vra en ook te weet, ag, wat sal dit tog help? Dit gaan nie gebeur nie, want wie is ek dan nou? Of waar is God? Of kyk, wat het ek alweer gedoen? Terwyl 'n goeie gewete as mede weet, God is liefde, en ek as seun wat my DNA is uit God gebore verklaar, en nie my dade nie. So jou identiteit bepaal as oortuiging, jou medewete as gewete. Daarom soos wat hy is, so is ek. Kan ek maar vra, wie het jou vertel jy is 'n sondaar of jy goed genoeg nie? 'n ander bron, 'n ander ken, as goed en kwaad en nie God nie. Ek sluit af, Hebreërs 10, vers 22. Hebreërs 10 vers 22. Vers 22 sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Kan ek ietsie vir jou vertel? Die reinheid en die manifestasie van die verheerliking en van genesing en van lewe in jou vleesliggaam, jou gewete speel 'n groot rol. Daarom kyk wat sê vers 10, vers 20, ek sluit af, vers 20, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Halleluja. So hoe werk hierdie nuwe weg? Romeine 6 vers 4 sê, ons is saam begrawe deur die dood, sodat ons net soos hy deur die heerlikheid opgewek is in 'n nuwe lewe. Hoe werk dit? Dit begin met 'n oortuiging. Dit begin deur hierdie geloof, kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Wie het jou gesê? Dit bring 'n oortuiging en dis net die goedheid en die liefde van Abba Vader wat jou kan oortuig as wie en wat jy is, sodat hy wat gees is saam met jou gewete getuienis gee met jou gees as identiteit, sodat siel versadig word en vlees liggaam sê, halleluja, as jy my gesien het jy my Vader gesien. Amen. Ons gee hom weer 'n lekker lofoffer vir dit.